Goeiemôre almal. Dit is 'n winderige oggend hier by ons. So die winter moet seker iewers sy vingers begin wys. Ons is baie bevoorreg om lekker warm wintersdae nog te hê. Ek weet nie waar jy nou is nie, waar jy sit in jou huis, dalk iewers buite of dalk is jy selfs in 'n ander land as Suid-Afrika. Maar ons wil jou innooi om hierdie tyd waar ons rondom die woord van die Here so saam is, maar net ook te weet God is hier, maar ook daar by jou. Ons praat mos van die alom teenwoordigheid van God. Mag jy vandag ook dit ervaar as 'n geskenk dat die Here deur sy woord en deur sy gees ook daar by jou is. Ja, kom ons bid saam. Here, ons loof U as ons Here. Ons loof U want U is 'n groote, almagtige God. Ons loof U want U hand van genade strek so ver soos oos en wes uitmekaar is. U is 'n liefdevolle God wat na mense uitreik, wat U gesig vir ons kom wys het, wat liefde is. Here, ons is besig uit U woord, maar ons is meer as dit, ons is ook besig met U en U met ons en met mekaar. Maak dit stil en rustig en kalm in ons en spreek, Here, dit wat elkeen van ons ook nodig het om te hoor. Ek bid dit in Jesus Christus naam. Amen. Ons skriflesing vandag is uit Lukas 8. Ons gaan net so 'n bietjie verder. Ons het verlede week die gedeelte gelees. Verlede week het ons die gedeelte gelees van die sondige vrou en vandag lees ons die gedeelte van die besetene. Ons gaan saam lees vanaf vers 26 tot 39. Kom ons lees dit saam. Hierna het hulle verder gevaar na die land van die Gerasenes, wat oorkant Galilea geleë is. Toe Jesus aan wal stap, het 'n man wat in die mag van demone was, hom uit die dorp tegemoet gegaan. Hy het al vir 'n hele ruk nie meer klere gedra nie, en hy het ook nie in 'n huis gebly nie, maar tussen die rotsgrafte. Toe hy Jesus sien, het hy uitgeroep, voor hom neergeval en met 'n harde stem geskree: "Los my uit, Jesus, seun van God, die Allerhoogste. Ek smeek U, moet my nie pynig nie." Want Jesus was op die punt om die onrein gees, wat hom al baie kere beetgepak het, te beveel om uit die man uit te gaan. Hulle het hom voortdurend met hand- en voetboeie geboei om hom in bedwang te hou, maar hy het die boeie uitmekaar geruk en is deur die demoon na verlate plekke gedryf. Jesus het hom gevra: "Wat is jou naam?" "Legioen," het hy geantwoord, want baie demone het in hom ingevaar. Hulle het Jesus gesmeek om hulle nie na die onpeilbare diepte te laat weggaan nie. Daar het 'n taamlike groot trop varke teen die berghang gewy. Hulle het hom gesmeek om hulle toe te laat om in die varke in te vaar en hy het hulle toegelaat. Die demone het uit die man uitgegaan en in die varke ingevaar. Die trop het op loop gesit teen die helling af, die see in en versuip. Toe die wagters dit sien gebeur, het hulle op die vlug geslaan en dit in die dorp en op die platteland gaan vertel. Die mense het gaan kyk na wat gebeur het en toe hulle by Jesus aankom, vind hulle die man uit wie die demone uitgegaan het.
waar hy by Jesus se voete sit, met klere aan en by sy volle verstand, en hulle het bang geword. Diegene wat dit gesien het vir hulle vertel hoe die besetene gered is. Toe het al die inwoners van die omgewing van Gerasa Jesus versoek om van hulle al weg te gaan, omdat hulle deur groot angs oorval is. Hy het toe in die boot geklim en teruggekeer. Die man uit wie die demone uitgegaan het Jesus gesmeek om by hom te kon bly. Maar hy het hom weggestuur en gesê, gaan terug na jou huis en vertel daar wat God alles vir jou gedoen het. Hy het toe weggegaan en dwars deur die dorp bekend gemaak wat Jesus vir hom gedoen het. Tot sover. Ek sou graag vandag wil begin so 'n bietjie 'n ander perspektief op hierdie ongemaklike storie van legioen te vertel. Ek dink mens moet tog die ongemaklikheid in die 21ste eeu kan raak sien. Ek meen as so 'n verhaal in ons geweste sou afspeel, of daar waar jy ook is, sal ons maar baie keer dink, dis 'n man wat geestelik siek is, dis 'n man wat in 'n inrigting hoort. Dit is dalk so. Daar's ook 'n paar ongemaklike situasies waar uitleggers baie keer aandag aan gegee het. In die eerste plek is dit nodig om te besef dat Jesus klaar hier besig is om buite die Jode om te werk. Hier is 'n klomp varkboere, ons weet die Jode is nie baie lief vir vark nie. In 'n streek in die Decapolis wat soos 10 dorpe is, waar elke dorp eintlik sy eie selfstandigheid behou het. Is nou een van hierdie dorpe waar hierdie man beweeg het en in grafte gewoon het. Oop grafte is baie keer so teen die hange uitgekap en dan kon mense daarin skuilings vind. Dis ook ongemaklik want mense 'n paar vrae kon vra. Hier is sprake van die demone wat met Jesus praat, of die man dan. Ook die ongemaklike vraag van wat van die arme varke nie? Die trop varke wat toe later in die see inspring. Die hele verhaal maak dat mense baie keer so in die teks kritiek van dit alles, en kan dit wees, en sou ons vandag, is dit nog vandag geldig, dat 'n mens 'n klomp waardevolle inligting in hierdie teks kan mis. As ek en jy terugdink aan ons lewe en baie keer ook aan wat mense ons op skool genoem het. Ek weet nie of jy kan onthou nie. Ek meen, kinders is mos wrede goed. Baie kinders word name genoem op skool. Fetty Boomsticks, vir iemand wat dalk bietjie swaarder is as sy maatjies, of 'n langer raad, mense wat verskriklik maar en lank is. Daar's ook leliker name vir mense gegee. Skelms het ons hulle genoem. Ons het ook mense name toegesnou op grond van hoe hulle gelyk het. Dalk geworstel met hulle vel en 'n klomp goed, en ek onthou dat ons almal maar deel was van hierdie naam gee. Baie keer is dit snaaks, baie keer het jy 'n oulike naam gekry, baie keer het jy 'n naam gekry wat jy van gehou het. Maar is ook goed as mense jou op jou naam genoem het. Jou naam, wat dit beteken. So hierdie vraag wat Jesus aan mense vra, en in besonder aan hierdie man vra, moet mens kyk aan wie vra hy dit. Dis iemand wat gestroop is van 'n naam. Eintlik iemand wat sy naam nie meer dra nie.
Maar iemand wat ook sy naam nou werklik dra, want hy is verwilderd. Jy sien wie hy is. Jy sien wat hy doen. Jy sien wat mense aan hom doen. Jy sien dat hy vlug, dat hy alleen is. Hy's eensaam. So sy naam is baie belangrik, is legio, sê hy. Dis ook die vraag wat Jesus vir mense dwars deur die eeue vra nie. Ek gaan vandag nie in die tekskritiek van die val van die varke en duiweluitdrywing gaan nie. Ek gaan vandag bietjie stil staan by wat hierdie storie vir jou en vir my wil leer. Dis die vraag wat Jesus telke male vir mense vra. Wie is jy? Dis die belangrikste vraag, is die liefdevolste vraag. Is 'n vraag wat mense soms nie vir hulle self kan vra nie. Wat is jou naam? Wat is jou naam regtig? My naam beteken God is my judge. Hy sal oor my oordeel. Dit is wat Daniel beteken. Dit is dalk goed as jy gaan kyk wat jou naam beteken. Maar wie is ek regtig? Wie is ek regtig in die lang ure in die nag? In die lang stil ure in die nag, waarmee worstel ek? Wat sit agter jou? Wat dra jy met jou saam? Uit jou verlede uit, nee. Wat is die naam wat jy jouself by ken? Dalk 'n angstige, dalk 'n bang mens. Waaraan koppel jy jouself? Wie is jy werklik en wat se naam dra jy in die wêreld in? Selfstandig, onselfstandig. Dalk is jy 'n bekommerde, bang mens. En dis die vraag wat Jesus dan ook hierso mee besig is en vir hierdie man hierdie vraag kom vra. En hierdie verhaal is dan ook ons storie. So wat ek vandag vir jou wil vra is om so 'n bietjie anders te dink na die gans ander, nee. Die gans ander, want hierdie storie vertel vir ons ook iets van my en jou kondisie. Want legio beteken eintlik dis 'n kom van die Romeinse soldate af, 'n legioen wat omtrent tussen 5 en 6000 soldate kon wees. Daar sprake dat hierdie man gemartel is deur van die Romeine, dat hy so seer gekry, daarom sê hy legio. Kan wees dat hy ook hierdie ervaring het en dat hy besit is deur demone, maar ek dink ons verstaan dit dalk so bietjie ook verkeerd, dat wat is die goed wat ook in ons lewe, wat ons so met ons saam dra, die klomp, die legio goed, wat verhinder, dat ek en jy kan sê wat ons naam is, kind van God, geliefde van God. Wat is die goed, die bagasie en die verskeie dinge, trauma, seer, wat so in ons lewe 'n rol speel, dat ons nie eers besef dat dit ons beroof van ons verhoudings met onsself, met God en met medemense nie, want dit is wat met hierdie man gebeur het, nie. Al daai goed wat ons verhoed om 'n lewe van vrede by die Here te hê, 'n vry lewe, 'n verloste lewe. Ons kan nou dink hierdie man was besit van demone en duiwels, en dit is so, maar die duiwel en besit speel baie keer ook op 'n ander manier in mense se lewens. Ook ons as kinders van die Here stap baie keer ook in kerkdeure in en by gelowiges in en uit. En daar's baie sake en dinge wat vir ons so belangrik word dat dit ons in besit neem. Mens moet mooi gaan dink, wanneer is iemand besit, of soos die Engelsman sou sê, possessed? Is dit net die mense wat worstel met geestesgesondheid? Mense wat anders lyk,
anders optree, snaaks handel. Is dit werklik wat hierdie verhaal alleenlik vir ons wil sê? En ek wil hê jy moet daarna kyk, as ek dit nou lees, as ons verstaan van om besit te word, uit te brei na alles wat saamspan om ons dood te hou, en nie besef dat God ons lewend wil maak nie, is hierdie ook ons storie nie. Daar is soveel dinge wat ons van ons suurstof en ons vreugde en die lewe ontneem. En baie keer is dit onsself, ons jaloesie op ander mense. Baie keer is dit hierdie geweldige drang om 'n klomp goed en geld te besit. En ons kan so ons bekommer oor dit, dat daardie drang om verskriklik ryk en suksesvol te wees, ons so versmoor, dat dit ons verhoed om hierdie verlossende krag van God ook te kan ervaar. Dit gebeur ook baie keer op sagter plekke as mag en geld. Dit gebeur ook op die worsteling met ons eie trauma, ons eie verlede, ons eie seer, ons eie broosheid wat ons net nie kan ontsnap nie. Ons sukkel so daarmee. Die een oomblik stap ons aan na die lig, met die lig, stap voort, voel verlos, en die kleinste ongemaklikheid kan gebeur, en dit kan vir my en jou herinner miskien aan ons kinderdae. Miskien dra ons so swaar aan ons opgroei daar, dat dit ons telkens maar weer en weer in besit neem, nee. Ons vervreem van mekaar en van God en van mense. Dit is baie belangrik dat hierdie verhaal ons leer wat hierdie man gedoen het, is hy het mos in die begin geprotesteer. Daar's nooit 'n ding van Jesus wat duiwels uitdryf. Jy moet mooi gaan kyk, die duiwels het Jesus gevrees nie. Hulle het gevlug. Hulle het om genade gesmeek, toe gaan hulle in die varke in. En toe wat gebeur met hierdie man? Hy weet waar verlossing te vind is nie. Hy's op sy knieë by Jesus. By Jesus se voete. Hy gaan sit by Jesus. Want Jesus is nou besig met hom nie. Hy praat met hom. Dis dadelik 'n ander man. Dis 'n man waar daar 'n klomp bagasie, 'n klomp verlede, 'n klomp etikettering, afval. Daar was 'n man wat kwaai was, wat boeie stukkend geruk het, wat wreedaardig was. Mense kon hom nie bind nie, niks kon hom hou nie. Dis mos nou iets wat, wanneer iets ons in besit neem, is dit juis. Dit neem die beheer van ons lewe oor na selfvernietiging nie. Hierdie man was iemand wat homself vernietig het. Aanhoudend self beseer het. Ons doen dit mos ook. Hierdie goed wat ons so in besit neem in die lewe en wat ons so aanhang. Soms dink ons is goeie goed, nê. Ons is daarmee besig, ons hou ons daarmee besig en kort voor lank dan vernietig dit ons. Dit kan verslawings wees, dit kan die internet wees, dit kan pornografie wees, dit kan alkohol wees, dit kan seks wees. Ons raak so besig met onsself en al hierdie dinge. Soos hierdie man, hy het soveel bagasie gehad. Ons noem dit net nie op die naam, die goed wat ons lewe so infiltreer en in besit neem nie. Maar ons doen dit ook soms omdat ons
ons baie keer dalk ook maar leeg voel nie. Dat ons diep binne ook dalk net voel ons is nie goed genoeg nie. En dis hoe Jesus met hierdie man by hom aankom. Hy verwerp hom nie. Hy sit nie daai etiket op sy voorkop nie. En hierdie man weet waar om verlossing te kry. Ek dink die probleem van die lewe is dat mense by ons en oral in gelowige plekke instap. Ons almal, en ons is verlos, ons weet dit. Maar dit is ook so dat ons weet dat die duiwel ook oorwin is. Die duiwel is ook oorwin. Maar ons leef nog in hierdie alreeds nog nie tyd. Die probleemstelling is, ons weet dat Jesus gekom het. En ons weet dat hy ons kom verlos het. Maar ons stap telkens in en ons bid vir sommige mense word nie gesond nie. Dit lyk net of ek en jy dalk soms nie verander nie. Ons worstel met dieselfde goed wat ons in besit neem. Want dis die probleemstelling. Christus het alreeds gekom. Die heerlike, onvoltooide eskatologie. Bedoelende, Christus het gekom, maar hy kom weer. Ons het iets om na uit te sien. Daar is iets beter. Maar terwyl ons nog hier is, het ons hierdie ervaring van dinge en mense en verkeerde goed wat soms ons lewe wil infiltreer en in besit neem. En dis waarvan Jesus ons wil bevry nie. So hy doen dit alreeds. Hy het dit gedoen, maar baie keer stap ons in hierdie wrede wêreld met sy soms bose tentakels, wat ook in ons lewe baie keer deurskyn en deursyfer, waar ons mekaar en ander ook seermaak. Dis nie nog nie. Dan kom ons weer kerk toe en ons het hierdie verwagting, maar ons kom ook met medegelowiges in aanraking, want ons soek gemeenskap, ons soek gemeenskap met mekaar en met God, want dit wat hierdie man mos nie gehad het nie. Mooi om die storie te snap. Hoekom hy vra nie net wat is jou naam, omdat hy net aan jou individueel dink. Hy weet ook jy is alleen. Ek en jy voel baie keer alleen. Ons kan in verhoudings wees, ons kan in huwelike wees, ons kan met mense omgaan, maar ons het hierdie diepe bewussyn van ons verhouding ook met God. En daar's soveel dinge wat ons lewe ook infiltreer en in besit neem, dat ons ook baie keer hierdie ervaring van alleenheid en tussen grafte woon, of so tussen die lewe en die dood. So, jy nie aldag weet of jy kom of jy gaan nie. Maar dis wat hierdie onvoltooide, heerlike eskatologie vir ons sê, is, daar's geen mag of krag of niks in hemel of op aarde, wat my en jou kan skei van hierdie instap en liefde van Jesus Christus in jou lewe, ten spyte van die tentakels wat soms so jou wil wurg. Soms net wil die lewe uit jou smoor. Want dit is die evangelie. En dit is ook die moeilike kant van die evangelie. Die moeilike kant van die evangelie is dat hierdie gedeelte ons eintlik ook wys van die menslike kondisie. Van hoe ons na mense kyk. Hoe ons na mekaar kyk. Hoekom ons mense in die grafte hou? Ons hou daarvan om mense in die grafte te hou. Die slegtes. Maar dis mos nou wat hierdie skare gedoen het. Hulle het eintlik Jesus gesmeek om die dorp te verlaat. Om weg te gaan.
Want dit herinner ons iets bietjie aan onsself, nee. Ons hou daarvan wanneer daar mense tussen ons is, tussen ons beweeg, inkom, uitstap. Ons hou eerder daarvan om mekaar te herinner aan die goed wat ons in besit neem. Die sogenaamde boosheid. Jy gee mense name, jy gee hulle ander name. Jy etikeer hulle, soos van kuns daaraf. Ons hou daarvan om daai mense so te hou. Ons deel nie in die blydskap van die evangelie soms nie, want op 'n manier in ons eie donker gange, in ons eie lewe gebeur dit baie keer so, want dit hou ons veilig, nee. Dit hou ons veilig as daar die, soos die Engelsman sou sê, die baddies is om na te kyk en na te loer. Eintlik wat hierdie verhaal sê is dat hierdie mense eintlik dalk van die man as legio sou gehou het, van daai naam, dat hy maar so bly, so eenkant bly. En soms is mense nie in geestesinrigtings. Soms is mense maar net tussen ons, nee. Stap ook so in en uit in ons lewe. Maar dis mos maar hoe Jesus is. Dis ook die moeilike kant van die evangelie. Jesus doen nou presies hierso wat hy met van die begin van sy lewe af doen. Hy gebruik mense van wie mense die minste verwag om hierdie goeie nuus en evangelie met ander mense te deel. Hy gebruik nou juis hierdie gans andere. En hy sê vir hom, gaan vertel van die goeie goed wat God aan jou gedoen het. Die goeie goed. Ons hoor baie keer getuienisse van mense wat verander die goeie goed wat God aan in hulle lewe gedoen het. Maar ons bly soms maar skepties, nee. Maar die waarheid is, ek en jy smag ook dat God ook die dinge wat vir jou en vir my soms in besit neem, dat ons daaraan herinner sal word, dat ons daarvan bevry is, dat ons saam mense sal bly wees wat bevry is. Dis mos nou deel van ons waardes, ons deernis met mekaar. Ons sien die swaar, ons sien die uitgeworpenes, ons sien dit raak, ons laat dit toe, ons tree verwelkomend op, ons verwelkom die mense wat swaar dra, wat legio probleme en bagasie het, baie keer ook soos ek en jy, want dit is die evangelie, en dit is hoekom ons vir Jesus lief is, want hy het so in ons lewe ingestap. En mag ons dit nooit vergeet, dat hy jou naam verander het nie. Hy gee vir jou hierdie nuwe naam, 'n vrygemaakte kind van God. Laai jou legio probleme, jou bagasie, alles wat jy het, laai dit weer af by Jesus. Soms het jy iemand nodig om mee te gaan praat, jy daarmee kan help. Ek weet nie wat is jou naam nie. Ek weet nie wat is jou naam as jy alleen is nie. Maar God weet dit. Maar God weet nie net wat jou naam is nie, hy weet alles van jou. En hy het jou lief. En hy verlos jou. En hy gee vir ons die opdrag om hierdie stuk bevryding ten spyte van aanvegting met ander te deel. Amen. Ek gaan geleentheid gee vir 'n stil gebed, waar jy sommer net alles wat jy vir die Here wil sê, kan sê. Alles
alles wat dalk in jou lewe jou in besit geneem het. Mag jy ook weet dat die Here jou ten volle in besit neem. Daar's geleentheid vir stil gebed. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly. Amen. Afkondigings, NG Kerk Groot Brakrivier, 22 tot 29 Junie 2025. Prediker vandag, Dominee Dani Goosen. Katedrese sal daar wees. Spesiale offer vir gemeente instandhoudingsfonds by die deure. Tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom. Groenloofpreek om 10:00, Dominee Shanay Viljoen. Blokbyeenkoms van blok 12A en 12B, Reebok tot Mosselbaai, vind vandag direk na die erediens plaas in lokaal 6. Woensdag 25 Junie, blokbyeenkoms? Nee, daar sal geen blokbyeenkoms op die 25ste wees nie. Kooroefening by die orgel om 16:45. Marida se telefoonnommer is 082 471 0751. Alle belangstellings is altyd welkom. Vrydag 27 Junie 2025 sluit ons skole vir die wintervakansie. Sondag 29 Junie, erediens op 10:00, Dominee Shanay Viljoen, geen katedrese. Spesiale offer vir Jan Kriel Instituut Kuilsrivier by die deure. Tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal welkom. Groenloofpreek om 10:00, volgende Sondag digitaal. Nuwe lidmate. Ons nooi nuwe lidmate om asseblief na die erediens tot voor by die kansel te kom, waar ons u graag wil ontmoet. In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi, sodat ons u vinnig kan leer ken. Lidmaatbesoeke. Dominee Dani en Dominee Shanay Viljoen besoek nuwe intrekkers indien die nog nie 'n besoek ontvang het nie. Kontak of kom loer gerus in by die kerkkantoor om 'n afspraak te maak. Bestaande lidmate wat 'n besoek verlang, kan ook gerus die kerkkantoor kontak of kom indoor om 'n afspraak te maak. Maandag, Woensdag en Vrydag tussen 8:30 en 12:30. Ons bedieninge, omgeebediening. Indien u bewus is van iemand wat nood, siekte of wat eensaam is en hulp benodig het, kontak die kerkraadlid of die kerkkantoor. Ons wil gemeentelede kans gee om prakties betrokke te raak. By die deure is houers om enige nie bederfbare kosprodukte in te plaas, soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkies kos, seep, tandepasta, koffie, tee ensovoorts. Indien u by die omgeebediening betrokke wil raak, kontak vir Corrie Pieters by 082 327 9527. Getuienisbediening, Wolwedans boodskap, sop en brood. Ons nooi die gemeente om weer deel te neem aan ons projek om 'n bemoedigende boodskap, 2 liter sop en 'n brood te voorsien aan 105 gesinne elke tweede week. Die uitreikdatums vir die 3de kwartaal is 9 en 23 Julie, 6 en 20 Augustus, 3 en 17 September. Ons grootste sopverskaffer is tans nog uitstedig.
Ons nooi meer mense uit om asseblief te help met sopvoorsiening. Getuienisbediening. Die sopresep gaan ek gou vir u lees. 100 gram sopmengsel, 100 gram rys, 100 gram lensies, 150 gram soja, 1 blokkie aftreksel en 1 pakkie sop. Om gaar te maak, roer 3,5 liter water by die mengsel en kook tot gaar. U kan dit skenk in die volgende 2 formate. Droë bestanddele in 'n glas koffiebottel of gekook en gevries in 2 liter roomysbak. Behoeftes vir getuienisprojekte. Daar's deurlopende behoefte aan wol, materiaalgare, borduurgare, linne en gebreekte keramiek, porselein vir mosaïekprojekte. En ons bedank u by voorbaat vir u deelname. Jeugkerk, kinderkrans van ouds by die AGS gemeenskapsaal. Elke Vrydagmiddag van 3:30 tot 4. Die kinders word met die woord en sang bedien en verdeel dan in kleiner groepies vir die les van die dag. Hulle neem deel aan verskillende aktiwiteite en ontvang daarna 'n koeldrankie en 'n pakkie met iets lekker in. Ons beplan 'n rooster vir die mentors vir elke week. Tans is daar te min mentors. Indien die Heilige Gees dit op die hart lê om hier betrokke te raak, kontak vir Adrian Kamper 082 80 1133 of Karen Kamper 084 504 2785. Ondersteuningsgroep. Ons groep is 'n klompie toegewyde lidmate wat maandeliks bymekaar kom, bymekaar leer en vir mekaar ondersteuning bied. Die doel is om uit te gaan as geroepenis na mense in ons gemeente en om na die gemeenskap uit te reik. Ons doen dit deur rygeleenthede vir doktersafsprake, hospitaalbesoeke en dies meer. Hulp met inkopies, ondersteuning deur daar te wees tydens moeilike omstandighede, uit te reik na die mense om die toenemende probleem van alleen wees en eensaamheid te verlig. Kontak vir Rihanna Breers 081 039 8853. Riet Jansen van Rensburg 082 928 9625. Voel jy soms alleen en eensaam? As jy 60+ jaar oud is, nooi Seeds of Hope en NG Kerk Grootbrak se ondersteuningsgroep jou uit om lekker sop, broodjies en brownies saam met ons te kom geniet. Die 4 sanggroep kom ons vermaak met hul pragtige stemme. Datum: Woensdag 9 Julie, plek NG Grootbrak se kerksaal, tyd 10:00. Kom ontmoet ander bejaardes en kuier lekker saam. Tee en koffie sal ook voorsien word. Kontak vir Menet van Sail op 082 443 3601 of Rihanna Breers op 081 039 8853 om jou plekkie te bevestig. FEBA Radio Suid-Afrika. Ons bid vir FEBA Sudan. Mag my gebed vir u wees soos 'n wierookoffer, die uitstrek van my hande soos 'n graanoffer in die aand. Psalm 141 vers 2. Ons gebed vir die week. Prys die Here dat die bouwerk veilig voltooi is. Bid dat die regte personeel gestuur sal word en vra vir sterk verhoudings en oop harte. Vra ook vir God se wysheid waar die span oplossings vir elke hindernis soek. Ons herinner u aan ons webwerf nggrootbrak.co.za 22 Junie 2025. Erediensbediening. Die skakel na die YouTube erediens van 22 Junie, gelei deur Dominee Dani Goosen, is beskikbaar. Getuienisbediening. Michelle se opdatering van Marie Alena se behandeling en gebedsversoek vir die werk in die Oekraïne. Die weeklikse nuusbrief van Lenet uit Madagaskar. Missie Japan. Jong mense sê ja vir lewe in Christus. Bybelstudiereeks. Die Junie skep asem vir vandag is elke dag beskikbaar. Vind die weeklikse stof tot nadenke
waarheid. Die afkondigings is op die webtuiste indien jy wil seker maak van enige iets. Die leraars, Dominee Dani Goosen, Dominee Shaljai Viljoen. Adres, Langstraat 10, Grootbrakrivier, 6525. Die telefoon 044 620 2205. Ons webwerf adres https://www.nggrootbrak.co.za. Ons dankie vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here. Dankie.